Nommer 1 is 'n plek waar huweliksbeloftes gemaak en gehou word. Nommer 2, waar 'n moeder haar kind opvoed in die vrese van die Here. Die duiwel haat dit. Hy wil eintlik hê jy moet 'n cool mamma wees. Hy shame. Hoe kan ek hom nou forceer? Pastoor, hy moet ook maar leer. Ja, moet hom nie skool toe stuur nie, dan kan hy op 18 begin leer. Dat hy bietjie agter is en dat hy nie kan saampraat nie. En as hy 3 jaar is en hy moet leer, ek meen, dis 'n seun. Geef vir hom 'n gelaaide 9 laat hy kan leer watter is die voorkant en die agterkant en laat hy kan sien mos, né? Nee, ons doen dit nie. Ons is nie stupid nie. Maar in die lewe, jy sien, want meeste van ons wat se kinders ingeseën is, en dis hoekom die duiwel ook teen inseën is en eerder na ander goed gekyk het. Wanneer ek my kind laat inseën, bring ek hom na Jesus toe. Nie na 'n kerk toe nie. Sodat hy my kind kan seën. En daarom wil hy my kind so gou as moontlik steel. Maandag of Dinsdag aand, terwyl ek besig is om iemand hier van die brug af te haal wat wou selfmoord pleeg, en niemand omgee nie, is sy grootste issue van daardie man, my kinders kry skaam. Ongeag waar hy is, ongeag wat hy doen, ongeag waarmee hy besig was, ek sê ek wil my lewe eindig want my kinders kry skaam vir my. Jy sien, wanneer die gesin in plek is God se droom in plek. Want in die huwelik is daar 'n man en 'n vrou. Dis hoe dit is. Moenie laat die duiwel vir jou sê daar's ander alternatiewe nie. In 'n huwelik is daar 'n man en 'n vrou. En daardie man in die gees is Christus. En daardie vrou in die gees is die kerk. Die liggaam van Christus, die kerk. Want jy sien, as jy getrou het en jy het een geword, is die vrou die liggaam, verlenging van die man. En net so in die opvoeding. In die huis is daar 'n man, en dis Christus. Wat die hoof is van alles. En daar is 'n vrou, die kerk. Want dis deur die kerk waar daar voortplanting gaan kom. Onthou dit, 'n man kan nie voortplant nie op sy eie nie. 'n Vrou kan voortplant. En as die Heilige Gees oor haar kom, kan sy op haar eie ook voortplant. Jy sien, want hierdie boek is 'n boek van wonderwerke met 'n perfekte plan, Alfa en Omega. En nou, Genesis 3 vers 20 is die beskrywing wat Moses neersit, wat vir ons vat na die plek van 'n man en 'n vrou, en Adam en Eva. Genesis 3 vers 20, en ek gaan 2 voorbeelde gebruik van 'n ma en seun. Een in die Ou Testament, Jakob en sy ma, wat was haar naam? Rebekka. En een in die Nuwe Testament, Jesus en sy mammie, wat was haar naam? Het is interessant, laat die tieners nie uitskree nie, want baie keer twyfel hulle nou nog oor sulke basiese goed. Hoekom? Want ons het verleer. We have forgotten to teach them. Genesis, the 3rd chapter and the 20th verse, Genesis 3 vers 20, en die mens het sy vrou Eva genoem.
And the man called his wife, his wife Eve. Hoekom? Hier's die rede. Omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. Mama, jy moet luister, papa, as jy jou vrou nie eer nie, kan niks in jou huis leef nie. Mama, as jy dit nie op jou vat nie, gaan jou kinders se opvoeding nie leef nie. Dit is ook maar baie belangrik is, dat daar baie boeke is, wat byvoorbeeld sê, The Power of a Praying Woman, Wife. Dis nie net 'n tendens nie, dis 'n Bybelse beginsel. Want die Eva was die moeder van alles wat lewe. Ek wil nie skuld op jou pak nie, maar ek sit 'n wonderlike blessing op jou lewe, dat wanneer 'n vrou opstaan as Adam se vrou en sy ma word sy die moeder van alles wat lewe. Nêrens gaan haal vir my een skrif wat sê dat sy die moeder was van dood nie. Want as jy is waar God jou wil hê, mevrou, meneer, as jy jou vrou laat wees wat God haar geroep het om in jou huis te wees, sal deur haar alles lewe. Gaan lees 'n bietjie, wat is dit, kom, help my gou, is dit Spreuke 31? Spreuke 31, waar daai ma met koning Laminio praat en hom leer hoe om die volgende goeie koning te wees, wat om te doen, wat om nie te doen nie, wat om toe te laat en wat om nie toe te laat nie. En niemand ken eintlik daai koning se naam nie, maar gaan lees weer Spreuke, want ons hou mos van hom om dit aan te haal, want 'n goeie vrou is dit en dat en dit. Maar gaan lees die konteks, dit was 'n ma wat dit vir hom geleer het, en hy sou die koning word, wat die volk in opregtheid voor God weer reggetrek het. In Genesis 27 vanaf vers 11 tot by 17, ek gaan dit vinnig vir jou lees, dis 'n paar goedjies tussen Jakob en Rebekka vanaf vers 11. Toe sê Jakob vir sy moeder Rebekka, kyk, my broer Esau is 'n harige man en ek is 'n gladde man. En vers 12, nou, toe wil die pa sterf en hy wil die oudste seun, en hy weet nie van die deal tussen die twee broers nie, en nou moet die jonger eintlik gaan om geseën te word, en die ouer ene kan dalk rebelleer, en die pa kan dalk kwaad word, want hy moet die ouer ene seën, maar nou is hier 'n gesprek tussen 'n ma, Rebekka, en 'n seun, Jakob. En in hierdie gesprek word hulle albei nou eintlik bedrieërs. Hulle word skelms. Want hulle gaan die ou oom om die bos lei. Om 'n seun te kry. Wat is jy bereid te doen om God se seën op jou lewe te kry? Ag, as die Here my wou seën, sal hy my seën. Ag, as die Here my wou beskerm, sal hy my beskerm. Jakob en Rebekka maak 'n plan. Want ons soek die seën van die Here. Want dit was reg, volgens die ooreenkoms tussen die twee broers. Toe sê Jakob vir sy moeder Rebekka, my broer Esau is 'n harige man en ek is 'n gladde man, miskien sal my vader my betas en ek sal in sy oë wees soos 'n spotter. So sou ek dan 'n vloek oor my bring en nie 'n seën nie. Maar sy moeder antwoord hom, laat jou vloek op my wees. My seun, laat net na my en luister net na my en gaan haal dit vir my, daai vel, die storie, julle ken dit. As jy dit nie ken nie, gaan lees dit.
Toe het hy dit gaan haal en aan sy moeder gebring, en sy moeder het daarvan 'n lekker ete gemaak, soos sy vader het graag wou hê, daai lensies op. Ook neem Rebekka die beste klere van Esau, haar oudste seun wat by haar in die huis was. Sy trek dit vir Jakob, haar jongste seun, aan. En die velle van die bokke trek sy oor sy hande en oor die gladdigheid van sy nek. En sy gee die lekker ete en die brood wat sy gemaak het in die hand van Jakob, haar seun. Kom ons los dit net vir 'n oomblik daar. Die eerste ding wat my opval in vers 11 is, dat wanneer dit gaan oor die seun wat ek soek in die lewe, hierdie seun het sy ma vertrou. Hy gaan praat met niemand anders nie. Hy het 'n vertrouensverhouding met sy mamma. Hê my jou ma los, jonge. Nee. Sy ma het hom nie beheer nie, maar hy kon haar vertrou. Hy kon na haar luister. En hy kon doen wat sy sê, en sy het haar afstand gehou. Sy het nie sy lewe oorgeneem nie, maar sy het hom gehelp om die seun te kry wat hy moes kry. Jy sien, dit is baie moeilik, want sy kon hom ook van die wal af in die sloot gehelp het, maar sy doen dit. Nie een van die vrouens wat 'n pad stap met kinders wat geloofshelde genoem word in die Bybel, kom ons dink aan Hanna, kom ons dink aan wie nog, het hulle seuns in die helle ingehelp nie, maar juis in die seun in. Moenie skrik as ek praat van in die helle help nie. Daar's baie mense vanmôre, daar's baie mammas vanmôre, wat hulle kinders help, maar hulle help hulle in die helle. En dan op die einde van die dag, verstaan hulle nie hoekom hy daar geland het nie. Maar jy het hom gehelp om daar te kom. Jy was aktief deel van sy afval. Eerstens van God af, dan van die samelewing. Dan die tweede ding. Hier in vers 13, wanneer sy ma instem om haar seun te help terwille van die blessing. Maar sy staan ook in die gap en sy sê, sou hy jou vloek, laat hy vloek op my kom. Moedersdag. Wanneer die kerk weer op die punt kan kom om te sê, ek staan in die gap, sodat mense wat nie geseënd moes wees nie, vanweë sonde, gered kan word en geseën kan word. En as die vloek dan moet kom, laat hy na my toe kom. Hoekom? Because no weapon formed against us shall prosper. Hoekom? Want sy ken haar plek in haar man se lewe. Hy sal nooit 'n vloek op sy vrou bring nie. Maar dit is 'n mamma wat in die gap staan. Dit is 'n mamma wat sê, ons het saam gebid, ons het saam by die Here gehoor. En as God vir ons is, wie sal hom kan keer om ons te seën? So sy stem nie net saam nie, sy is bereid om in die gap te staan. Hoekom? Want sy ken die Vaderhart. Haar man sal haar nie vloek nie, maar hy sal seën. God sal 'n moeder nooit vloek nie, maar wel seën vir dit waarmee sy besig is, terwille van haar gesin, van reg en geregtigheid. En toe neem sy aktief
deel aan die plan. Genesis 27 vers 28 praat sy nou, en nou word sy die seun draer. Sy sê vir haar seun, mag God jou gee van die dou van die hemel en van die vetgrond van die aarde en die oorvloed van koring en mos. Sy bly binne die beloftes van Abraham. Jy sien, want sy weet, as God die huis nie bou nie, te vergeefs. Koring is die oes. Wanneer jy gesaai het, mag God jou 'n oorvloed gee. Dis hoekom die duiwel nie wil hê jy moet saai nie. Want as jy nie saai nie, gaan jy nie 'n oes hê nie. Tweedens, mos. Mos is die oorblyfsel nadat die wyn gemaak is. Dis die soetste gedeelte van die druiweoes. Ja, mos konfyt geëet. Jy nie het nie, vat my saam, gaan wys ek jou in die Kaap om te koop. Dis heerlik. Behalwe as jy suiker haat. En dan die verklaring. Nadat sy weet, in die mense oë was hy eintlik 'n skelm. Verklaar sy verder, sy sê, volke sal jou dien. Nasies voor jou neerbuig. Wees 'n heerser. Hoor wat bring sy op haar kind. Wees 'n heerser oor jou broers. En die seuns van jou moeder moet hulle voor jou neerbuig. Vervloek is hulle wat jou vloek. Die verklaring. Jy sien, want geen seun kan buite die raamwerk van God se seun wees nie. Kom ek som vinnig 'n paar goed hier op. 'n moeder is 'n toevlug. 'n moeder luister met haar hart. Haar liefde dryf haar. 'n moeder staan in die gap vir haar kinders. My mammy was al by die 80, dan slaap sy daar in die spaarkamer. 3 kamers van ons af, die deure is toe. Maar as sy klaar Bybel gelees het en sy begin bid, dan hoor jy die name. Dan luister ek nou, skiep sy een. Ja, sy hardloop haar hele naamlys deur. Elkeen. So het ek aan die slaap geraak in my jong dae. Wat 'n voorreg dat in my huis ek ook so kon aan die slaap raak. Waar sy op haar knieë gaan staan het en in die gap gestaan het vir die generations. Rebekka kies die plan van God seun. Al lyk dit vir mense soos verraad. Jy sien, maar dit het nie verraad, dit was nie verraad nie. Sy het nie in rebellie teen haar man opgetree nie. Many people want to put this as she has acted against her husband. Sy het haar man belaglik gemaak. Nee, daar was 'n ooreenkoms, 'n covenant tussen die seuns. En dit was God se plan. Want God wou Jakob gebruik, omdat daar goed in Jakob was wat die Here geweet het. Hierdie man, hierdie ouetjie gaan ek help.
Hy gaan op 'n punt kom waar hy sy kop op 'n klip neersit en engele gaan hanteer. Hy gaan so sterk opstaan dat hy met my engel wil veg. Hy sal die hou wat ek hom gaan gee op sy heup nie maak om weg te hardloop nie, maar as 'n getuie laat dien tot my eer. 2 goedjies verder en dan gaan ek oor na die Nuwe Testament toe. Genesis 28:7 en dat Jakob na sy vader en sy moeder geluister het om na Paddan Aram te gaan. Want gehoorsaamheid is beter as offerande. Seuns wat geseënd wil wees, luister na hulle vaders en moeders in die regte rigting. Jy luister nie net na jou pa omdat hy jou pa is nie. Want hy kan vir jou verkeerde goed laat doen en vra. Jou ma ook. Maar uitdruklik sê hy het vir sy pa en sy ma geluister en in 'n rigting gegaan. I have decided to follow Jesus. En daarom is dit vanmôre belangrik op Moedersdag dat moeders en vaders sal weet, jy moet die regte rigting ken. Want jou kind gaan na jou luister. En as jy hom na Dan stuur in plaas van Berseba, gaan hy God se plan vir sy lewe mis. En ons weet wat het die groot herder in Markus 13 gesê, en bring hulle na my toe sodat ek hulle kan seën en verhinder hulle. Genesis 28:11, daarop kom hy by 'n plek waar hy die nag oorgebly het. Want die son was al onder. En hy neem een van die klippe van die plek en sit dit onder sy hoof en hy gaan lê om te slaap op die plek. Geseëndes begin by 'n ontmoetingsplek. Op die pad wat sy ma hom aanbeveel het. Maar sy seun het nie gelê in die gehoorsaamheid nie. Sy seun het gelê in die feit dat hy daar was vir 'n ontmoeting toe God die engel stuur. Wat help dit vanmôre as God 'n engel in hierdie gebou instuur en jy sit by Checkers? Jy is besig met familietyd by Panarottis. Hoeveel keer het daai engel met Jakob gestoei? Hoeveel keer? As hy môre aand weer op hy klip geslaap het, sou hy net 'n harde kussing gehad het. Maar daardie aand, daardie oomblik van ontmoeting, was hy op die regte tyd, op die regte plek, om gehelp te word. God, you're so good. Nou, Jakob was nou nie 'n perfekte laaitie nie, en ek glo nie hy was 'n perfekte jongman nie, en ek glo ook nie hy was 'n perfekte vader nie, maar hy was God se man. Jy sien, want niemand van ons hier is perfek nie. Maar ons het 'n perfect vader. En as die perfect vader oor my sy arms sit, dan word die vrou the perfect covered person. En nou kom ons by Maria.
In Matteus 1 vers 18, die geboorte van Jesus Christus was dan so, dat toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, voordat hulle menslik gemeenskap gehad het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. Dit het haar reputasie gebreek by mense. En dit het gemaak dat haar familie haar kon wegjaag of haar pa kon onterf en niemand met haar te doen wou gehad het, niemand, hulle was albei, Maria en Josef het uit goeie gesinne gekom. En terwyl hulle nog besig was om voor te berei vir 'n huwelik, toe sy swanger. En in vandag se tyd sou hulle vir jou gesê het, moenie daar stres nie, gaan net vir 'n abortus, niemand gaan weet nie. Maar sy maak 'n keuse om ten spyte van die skande aan te hou met wie Jesus van Nazareth sou word. Om die Here te dien, gaan maak dat jy partykeer die skande van die aarde moet dra vir die seun van die hemel. Matteus 2:11, en hulle het in hulle huis gegaan en die kindjie by Maria en sy moeder gevind en neergeval, dis die 3 manne wat gekom het, en om hulde bewys daarop, maak hulle skatte oop en bring vir hom geskenke goud en wierook en mirre, en sy sorg vir hom. Hy geskenke daar kon Jesus nog nie gebruik het nie. Goud, wierook en mirre, dis geskenke vir Jesus. Maar hy geskenke het gemaak dat Josef en Maria na Jesus kon kyk. Al sou hulle onterf gewees het, stuur God hemelse geskenke wat by konings pas. En al het hulle net die volgende oggend net die goud en die mirre verkoop, God will make a way where there seemed to be no way. When you are faithful, God will provide. As jy gedink het, manna en kwartels is iets wonderliks, dink nie oor goud, mirre en wierook. Want jy sien, daai was die manifestasie. Want dit is soos wierook in sy neus, wanneer sy vir haar kind bid. Wanneer sy hierdie babiekie, wat sy geen garantie behalwe, hoor nou weer. En ek het dit nie vanoggend beplan nie. Maar net soos met Jakob, het Maria 'n besoeking van 'n engel gehad. Wat vir haar gesê het, moenie jou worry nie. Jou swangerskap kom van God af. Wie het haar geglo? Jy het nie 30 mense se nodig om te weet God was by jou nie. Die engel met jou praat in die nag. Weet jy wat, ek het glad nie hierdie gedeelte eers bedink nie, maar toe ek hierdie mikrofoon vat, vir 'n oomblik, was hier 'n engel. Vir 'n oomblik het ek het eers gedog, wie loop nou hier op die verhoog, en met eens besef ek. En terwyl ek preek, herinner die Heilige Gees my nou. Jy kan my notas net kom vat. Die notas die skrif. En Maria het 'n besoeking van die Heilige Gees deur die engel gehad, en hier kom voorsiening. My God will supply all my needs according to His riches
in glory. Hy het nie die straat van Armoes nodig nie. God het nie olie nie. Hy het nie 'n goeie rentekoers nodig nie. Hy stuur manne wat jy nie ken nie, en hulle bring koninklike voorsiening. Pas jy die gift of God in jou op? Pas jy jou wedergeboorte op met alles wat in jou is? Al loop al die ander. Maria sê, ek sal vashou. Matteus 13:55 word Jesus se identiteit vasgemaak in menslike terme. En hy is die seun van die, is hy nie die seun van die timmerman nie? Dus hy seker nou al jonk, tiener. Hy het dalk iets souts gedoen. Die tiener. Mens net soos ons. Is die naam van sy moeder nie Maria en die van sy broers Jakobus en Joses en Simon en Judas nie? Want jy sien, al het jy hoe goddelike roeping op jou lewe, jy het nog 'n menslike identiteit. Moenie wegvlug nie. Hy shame, sy pa is 'n timmerman, maar hy sê hy is die Messias. Hy was. Ek het sonder 'n pa groot geword, maar jy word genoem koning en 'n priester vir ons God. Jy het 'n identiteit in die hemel. Staan in jou identiteit hier, vat dit, werk dit deur en kyk na hom, and because he lives. Mense sien net sy aardse identiteit. Maar wanneer die profeet kom, dan sê hy vir die ma, en hy sal genoem word Immanuel. Halleluja. Lukas 2 vers 5. Al was hy Immanuel in wording, het sy ma betrokke gebly by opvoeding en versorging. En sy het hom gevat en hom laat inskrywe saam met Maria. Hy was aangeteken. Die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. Hulle word ingeskryf in die annale. Nie van die Jode nie, van die Romeine. Die Romeine het gesê, kom dat ons julle almal opskryf, dat ons weet wie's julle, ons gaan 'n sensus doen. O nee, as die Romeine van hom weet, skryf hom in. Versorg hom. En hulle het hom ook ingeskryf by die skool van die Jode. En hy het die skrif geleer saam met sy maatjies. Johannes 2 vers 1. Wanneer hierdie onwelkome kind eintlik, buiteegtelike kind aards gesproke, uit die agterlikheid van 'n timmerman en 'n ma wat nie werk en heel waarskynlik onterf was. Wanneer hy saam met sy ma op die ouderdom van 30 na 'n huwelik in Kanaan toe gaan. Nou Jakob se storie, luister hy na sy ma. Op die derde dag was daar bruilof in Kanaan in Galilea en die moeder van Jesus was daar en sy het vir hom gaan sê, vir julle wyne sla, maak 'n bietjie 'n plan. Maar hy's net Jesus, maar ek kan onthou hy het gesê hy gaan Immanuel wees. Jy sien, want sy was die hele tyd in gedagte wat God vir haar gesê het. En hier in Kanaan
verander hy die timmerman se seun. 'n verleentheid in 'n geleentheid. En hy het nie die volgende oomblik bottels wyn versprei nie. Gelag hierdie week, iemand stuur vir my 'n ietsie op WhatsApp, sê hulle verkoop nou hierdie spesiale airfryers. Ek weet nie eers hoe om ons airfryer aan te sit nog. Maar tog laat ek nou net kyk. In daai laai van die airfryer pak hulle 3 trosse druiwe. Maak die laai toe, sit hom in vir so lank as hulle hom oopmaak, al het daar 3 bottels wyn. Ja, hierdie week alleen R600. Dit was nie Jesus nie. Hy het hulle gesê, maak die kanne vol en bring hulle en begin skep. Want op sy woord vanmôre, het hy dit al ooit gedoen? Nee. Hierdie is 'n verleentheid, maar Maria weet wie haar seun is. Jy weet. Iemand sê gisterand vir my, hulle het my 40 jaar laas, ek dink op haar ma se begrafnis gesien. Ek het die ma begrawe, die kind het nou met my kontak begin maak, en sy sê, hoorie, maar jou seun is ook 'n pastoor. Ek sê nie, hy sal wat wil gee, man, hy sê CA. Maar die calling is op hom. As hy die oomblik beleef, en hy kan instap in 'n deur, want sy identiteit lê en wag. By sy kruisiging, wanneer almal wegdraai, Markus 15:40, jy kan dit gaan lees, ek gaan dit nie lees nou nie, was Jesus in sy ma daar. So in sy goeie dae, en op sy einde, van sy geboorte, by sy eerste wonderwerk, tot waar hy sy asem uitblaas, sy gees gee, nie doodgemaak word, by sy begrafnis, Matteus 27:61, Maria Magdalena was daar, en die ander Maria, en hulle het reg voor die graf gesit. Hoekom? Something good is going to happen. Hy is dood, gaan huis toe. Ek het 'n woord van God, dat hierdie kind Immanuel gaan wees. Hy is nie die verloorder aan die kruis nie. Ek sit by hierdie graf. Something good is about to happen. That will change destiny. Matteus 28:1, in sy opstanding en laat na die Sabbat toe dit begin lig word, het op die eerste dag van die week, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om by die graf te gaan kyk. So wanneer almal dink is verby, is hulle daar. Wanneer hy gereed is om uit te stap, en reeds uitgestap het, nou is hy nie meer Jesus van Nazareth nie, hy is Immanuel, God met jou. En met eens is haar verleentheid 'n blessing. Want oor hierdie seun is hy uit haar familie uitgegooi. En dan as hy opstaan, vanweë hierdie man, gaan miljoene die ewige hel mis, en 'n geleentheid kry, om net soos Jesus deur sy pa gevatte was om opgeteken te word, gaan jy 'n geleentheid kry, wanneer Jesus jou gaan vat, en die Vader jou gaan opteken in die hemel en jou 'n nuwe naam gee, wat net jy en hy ken, en hy gaan jou naam op 'n keisteen skryf, en hy gaan jou naam in die palm van sy hand grafeer.
Kan ons sê tatoeëer? Nou begin ek 'n storm. Daar's 'n Bybelse verwysing, as jy 'n tattoo wil hê, sit hom in jou hand. Want niks kan jou uit sy hand uit kry nie. Niks kan jou hand uit sy hand uit kry nie. En dan, seker een van die mooiste dinge wat Maria ooit vir Jesus gedoen het. Handelinge 1 vers 14. Hulle het almal eendragtig volhard in gebed en smekinge, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en sy broers. Hulle bid vir hom, maar daai oomblik ook tot hom. Moeders moet nooit moeg raak om goed te doen vir jou kind nie. Hoor my, goed te doen. Moet hom nie in die verderf in, of haar, in die verderf in bederf nie. Ai, shame, weet jy, ek is maar bietjie sag, want, nee. Doen wat God van jou verwag. Want as jy 'n moeder is, sal alle lewe deur jou kom. Vader, ek dank U nou dat hierdie Moedersdag in die ewigheid aangeteken sal wees. Dankie vanmôre vir moeder.